Dag sê, dankie en welkom by Klets Kompas. My naam is Ogito Kreek. In die atelier met my en Reed Lamprecht. Dit is die 26ste Januarie, is 'n maandag. Dis 2026 en die sluit by ons aan by ons nuwe tydgleef op NTV, op DStv. Dis nou 8 uur, presies nuustyd. So bly by ons vir 'n lekker program vol nuusgesprekke, bietjie sport, bietjie weer en alles wat mooi is. Baie dankie. Wild and free, so it feels so sweet, makes me feel like Baie dankie, welkom terug. Henriette, kom ons praat so 'n bietjie oor die nuutste nuus, maar voor dit, hoe smaak die nuwe jaar? Ek wil nou op vir jou gesê het, aangename kennis altyd. So aan die een kant voel dit nog soos laas jaar, net dit is mos so Januarie. Ja, ons het dan nou al gelukkig salaris gekry, maar daar's nog die ander wat daai laaste botter en broodjies moet maak vir die kinders vir die skool. Sover so goed. Dit is my tweede dag terug by die werk. So, Welkom terug. Vra my volgende week weer. Kom ons praat bietjie, wat is in nuus. koerant? Ja, dit is nou ons deadline tyd, so baie lekker fokus artikel wat Damien Schreiber vir ons geskryf het. Hy is by Ocean Conservation en hierdie keer fokus dit spesifiek op beskermde gebiede en dat Namibië, ons het ons die koue Benguela seestroom, dat ons die tweede grootste mariene bewaringsgebied in Afrika het. En hoe belangrik dit is om dit te bewaar, ook net vir ons kinders se kinders. So dis 'n baie lekker omgewingsstorie. Dan ek seker daarvan ons kykers het almal gelees van Kylie Hulme, die 12-jarige dogtertjie wat in Oranjemund saam met haar pa en haar boetie en sussie vis gevang het en in die rivier beland het en haar sy het net verdwyn en 'n private ondersoeker wat nou besluit het om ook te help. So daar's 'n opvolg oor dit. En dan natuurlik iets wat nou op almal se lippe is en al die studente wat nou terug gaan universiteit toe en nuwe studente, ook het toe die regering se finansierings, wag, daar's 'n spesifieke woord, remedierende, ondersteunende finansieringsmodel, natuurlik nou die subsidie, wat hulle registrasiegelde goed betaal en vandag nou die Namibiese Studente Hulpfonds NSFAF. Jy kan nou aanlyn aansoek doen en wat die minister van Onderwys, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp nou net teruglyne gegee het. Dis alles in Morseklant, dis nou absoluut 'n mond vol. So ons het 'n baie lekker Dit was 'n baie ontnigterende beseffing in terme van die gratis hoër Dit is ook toe. So almal het, ek dink daar was soveel en by ons was daar ook van ons kollegas wat so opgewonde was. Beslis. En dit was dit is toe nou nie so eenvoudig nie. My hart is eintlik die seerste vir die jong mense wat nou vir die eerste op universiteit gekom het, uitgesien het na hierdie nuwe hoofstuk in hulle lewens en net om ingelig te word, nee, julle moet nog steeds betaal. Dis nou wat ek gehoor het by UNAM. Dit lyk soos hulle terugbetaal later. Soos wat Steenkamp nou gesê het, vir die eerste kwartaal is dit 403 miljoen, nee, subsidie of ondersteuning, maar dis vir UNAM, NAST en NAMCOL. Dan is dit nie baie nie. Ek het 'n kind op universiteit, dis vrek duur. En wat Steenkamp ook sê, dis nie registrasiegelde. So, waartoe gaan jy dan, Maar anyway, elke bietjie help. Dit help definitief, maar as jy dink die studente wat kwalifiseer, Agito se ouers het baie keer meer as gereeld nie daai fondse om nou klasgelde betaal of
jy moet nog steeds bly, jou kind moet nog steeds eet, jy moet nog steeds selfoongeld, daar's nog steeds uitgawes. Ja. En kan dit nie bekostig nie, so maar mense moet asseblief NASFAF se webtuiste gaan besoek en Asseblief, kyk of ja. daar nie 'n Ja, manier ja. is hoe jy nog steeds kan. So daar is nog En ten minste opsie. geniet of daai ondersteuning, Ja. daai ondersteuning te kry. Ja. Maar ja, 'n mens moet maar altyd net die regering se woorde met 'n knippie Ja, sout en vat, onthou jy, ja. ek dink hoekom ek en jy het, maar dit was ons almal se ding. Ons kon nie glo toe daai aankondiging kom nie. Ek want onthou. Wat die hel? Ek onthou. Ja, ek het gedink dis 'n April grap. April gek grap. Want ons almal het gewonder van waar kom die geld vandaan, Agit? Nee, dit was amper so ver gegaan soos die 5000 huise. Daar Ja, sy. nee, ons Daar wag sy. nou nog O, daai yes. huise. Maar daar hoor julle en julle kan gerus môre julle eie Republikein koop en baie meer besonderhede daarvan hierdie stories lees en natuurlik nog ander stories wat ook die voorblad sal haal. Baie dankie Henry. Dankie Agit. Bly by ons. Wat ons Wild and free. Feels so sweet, makes me feel like Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. wat ons Welkom terug en nou is dit tyd om te kyk na die weervoorspelling. Dis nou vir Dinsdag die 27ste van Januarie 2026. Op Entjie verwag ons van 17 grade tot op 22 grade, gedeeltelik bewolk. Walvis Bay ook 17 tot op 23 grade, maar daar skyn die sonskyn. Mariental vanaf 26 grade tot op 37. Op Aranos verwag ons vanaf 24 grade tot op 36. Lourdes vanaf 16 grade tot op 30. Heel sonskyn daar. En op Oranjemund vanaf 15 grade tot op 24 grade verwag vir môre, gedeeltelik bewolk daar. As ons dan kyk in die verre noorde, Katima-Molelo verwag ons 18 grade tot op 27 grade. Dit lyk daar sal wolkbreuke daar wees. Op Enhana vanaf 22 grade tot op 34 grade. Ruacana vanaf 22 tot op 36 grade. Tsumeb vanaf 20 tot op 31. Op Omaruru verwag ons vanaf 21 grade tot op 34 grade. En hier in die hoofstad, Windhoek, verwag ons vanaf 21 grade tot op 30 grade môre, gedeeltelik bewolk. wat ons wild and free. Feels so sweet, makes me feel like Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. wat ons
ons eie sportkundige. Hoe gaan dit, Andrew? O, nee, goed, dankie. Goed, dankie. So Kom mooi, ons, mooi woord wat jy nou daar geskep het. dankie, ja. Kom ons begin vir oulaas met die onder 19 wêreldbeker cricket. Met al die spanne wat hier was in Windhoek tot op vandag. Dis mos vandag die laaste. Ja, vandag is maandag die laaste wedstryd wat dan in Windhoek gespeel word. So ek dink 'n baie goed afgeloop hierso. Ja, hoë besoekers gehad van oral oor die wêreld, klomp Indiërs en klomp mense agter die skerms wat gewerk het aan die uitsending en so. Ja, vandag ek het nou nie die nuutste tellings voordat ons nou ingestap het in die ateljee. Nou die wedstryd was nog nie klaar nie. Ja. Laaste wedstryd dan vandag was aan Afghanistan teen Sri Lanka, enigste een wedstryd wat dan hier in Windhoek gespeel is. En dan Sondag was dit dan Suid-Afrika se keel wat afgesny is deur ja, Australië toe teen Australië verloor het, so hulle toernooi is daarmee uit. Hulle sal dan nie meer die semifinale haal nie. Ek moet sê, Andrew, ek is baie trots op die perseel, die gehalte van die aanbieding. Wat dink jy van die gehalte van die spel oor die loop van die toernooi? Ja, nee, ek dink is hoë standaard gewees. Ek dink veral van die bowlers wat my nogal beïndruk het is ja, party van die manne daar van Wes-Indië en ook van Afghanistan byvoorbeeld. Ja, 'n paar goeie snelbowlers, ja, spinners ook ja, deur die bank en ja, goeie kolwers. Ek dink dit het gewys waar die standaard lê en ja, vir al die lande. Ja, nee, dit was baie lekker. Okay, kom ons gaan 'n bietjie vorentoe. Daar op die skerm is nou 'n foto van ons mans voetbal. As ek reg. Die voedsel, voedsel? so die binnens, hy's 'n sokker, ek sê so 5 aan 'n kant, so die Brave 5 is dan die bynaam van die Namibiese span. Hulle het dan Vrydag aand daar by the Dome op Swakopmund AFCON Afrika Nasiebeker kwalifiserende wedstryd gespeel teen Kenia, wat hulle dan gewen het 8-4. Hey, so Brave 5. Goeie nuus is skars. Ja, dis wat wat ons kry. So hulle is dan op pad om dan die tweede ronde Woensdag te gaan speel in Kenia. Okay. So dan so vier doele daar in die bank. Ja, en dan wie ook al deurgaan tussen die twee lande, Namibië en Kenia, sal dan in die volgende ronde teen Libië speel en ek dink wie ook al dan daar is dan deurgaan is dan in die Afrika Nasiebeker. Afrika Nasiebeker. Ja. Okay, maar ons vorder daarom in daai kom ons praat 'n bietjie padfietsry. Ja, so Sondagoggend was dan die Nedbank Windhoek Pedal Power reeks se derde byeenkoms vir die jaar. Hulle het nou al sommer vroeg begin. Derde een vir die jaar en so dit was dan Driekus Coetzee wat dan daar by die mans resies gewen het. Hy was so net voor Marco Thiel, ek dink hy so omtrent 18 jaar oud seker. Hy was tweede en dan Teens van der Westhuys is nog so 20 of 21 jaar oud. Hy was dan in die derde posisie. Ja, so Driekus Coetzee wat dan ook onder andere aan die werk is vir die nasionale kampioenskap wat so oor 2 naweke van nou af is. Dit sal dan op die Vrydag die 6de Februarie is dan die tydtoets en dan die Sondagoggend daarna is dan die padrasies. Hy was laas jaar, ek kan nie onthou waar hy was toe afwesig, hy was nie hier nie, maar ja, Alex Miller wat al twee daai titels gewen het. En dan ja, so dis hy bereik vir 'n hy is mos maar in hierdie ultra lang goeters wat hy gaan ry. Ja. Een wat hy daar in die oog het, 'n bietjie later in die jaar in Rwanda, so 1000 km wat hy voorwerk om dan te gaan ry. Oor die afgelope tyd doen hy goed, né? Ja, nee, verseker. Ja. En dan in die vroue resies was dit dan Delsia Jansen van Vieren wat daar gewen het. Sy het redelik vroeg weggebreek ook en sy het toe gewen teen Rosemary Thiel wat ook 'n jong ryer is en dan Belinda van Rein wat in die derde posisie was. Ja, die vroue resies was 105 km en die mans het dan 120 km gery het. Ja, dis nie maklik nie. Dit wil gedoen word. Okay, so gepraat van vroue, kom ons kyk bietjie hoe vaar dit met ons span in die vroue cricket. Ek verstaan hulle is daar in Nepal. Nepal, ja. Ja, ek weet ek sal altyd onthou daar's altyd so een van die mense wat daar gaan
om Mount Everest te klim en sulke goeters. Daar is so 'n klein dorpie ja, in die berge voor die enigste plek wat jy nou kan gaan na die basecamp toe voor jy gaan klim. Is dit so die hoofstraat van die dorpie loop so op teen 'n opdraand. So dit is waar die vliegtye gaan land en as jy opstyg gaan styg jy weer af so teen die afdraand af. Ja, so maar Namibia staan daar. Hulle speel kwalifiserende wêreldbeker toernooi 10 lande, waarvan die top 4 kwalifiseer dan vir die wêreldbeker wat in Engeland sal wees later in die jaar, T20s. Namibia wat met redelik baie hoop soontoe gegaan het. Hulle het ongelukkig toe nou eerste paar wedstryde nie die pyp gerook nie. Hulle dan vandag weer verloor teen Ierland. Hulle het ook hulle vorige wedstryde verloor teen die VSA en daarna ook teen Bangladesh en teen Papua New-Guinea. So Namibia wat teen Ierland 107-8 opgestel het in 20 balbeurte. Kylene Green wat haar beste golfbeurt van die toernooi gespeel het, 32 van 23 balle, 5 4 en 'n 6 geslaan en ook so 'n bietjie ondersteuning gekry van Mzerli Korases en ook van Wilka Mwatili. Hulle het so 19 en 28 gekry, maar Ierland het toe so na 14.2 balbeurte het hulle toe die wenlopies gekry en daai wedstryd gewen met 7 paaltjies. So die 6 lande wat dan in die Super 6 fase van die toernooi, so 2 van hulle sal dan uitval en nie wêreldbeker toe gaan nie. So dis aan Bangladesh, Ierland en die VSA in daai groep A wat nou maar weer ingespeel het. Ja. En die ander groep is die 3 lande wat deurgaan het is Nederland, Skotland en Thailand wat ook nogal miskien 'n bietjie vir 'n verrassing vir mense is, maar wat ook in die vroue cricket op 'n redelike goeie standaard is. Ja, lyk my ons het 'n bietjie opdrand gekry daar. Is dit miskien die weer en die hoogte? Yes, ek weet nie of dit 'n groot rol gespeel het. Ek dink nou ja, nou maar weer het ook die vroue cricket span is voltyds gekontrakteer. So ek dink hulle begin redelik doen wat nodig is om kompeterend te wees en so. Hulle het so met tye ja, goeie oomblikke gelewer, maar ek dink die ander is daai spanne wat op daai top level is het maar net so 'n bietjie meer skietgoed en bietjie meer ervaring. Ja. En so ek dink maar as hulle so mettertyd, maar ja, miskien moet ons die meisies maar 'n bietjie op 'n jonger ouderdom laat begin cricket speel. Ja. Dit help maar altyd en so om net in daai natuur te kom, toe in natuur en ja. Ja, maar nou het ons daarom bietjie ervaring opgebou en hulle kan die jong spanne ook bietjie touwys maak. Ja. Hopelik. Goed, kom ons praat bietjie van die padwedloop wat nou oor die afgelope dae plaasgevind het. Ja, so Windhoek City Runners Club, hulle is ook redelik bedrywig ook om mense te help. Ja, heelwat nuwe lede dink ek, wat mense wat ons maar aansluit vir verskillende doelwitte. Party miskien wil eendag dalk die Comrades gaan hardloop. Ja. Dis ook een van die goeters wat alle mense mee kan help of vir enige doel. So ja, hulle het Sondag en ja, Saterdag ook 'n byeenkoms daar in Olympia gehad, Saterdagoggend en ek dink meer as 2000 mense wat daar betrokke was, so nogal groot getalle daar gewees. Meer en meer gewild. Ja, padwedlope, hulle het so 5 km aangebied en dan 'n 10 km en 'n 21 km wedloop. Ja, elke moet maar kom maar sy eie tydhouding gehanteer het. En dan op Swak op Mond was ook 'n een van Team Flippy se byeenkomste saam met Beach so Beach series wat hulle aanbied saam met SeaWork. Een van die plaaslike besighede daarso, so hulle mense kon besluit of hulle daar 'n roete wil swem daar in die see, sekere afstand, of hulle kon 'n end hardloop of hulle kon dit kombineer. Okay. So en daarso was ook heelwat oor, ek dink 160 inskrywings of so. Ons het ook in vandag se koerant al die uitslae daar gehad soos die mense geëindig het. En ja, so van jongs af, ja, so mense gaan maar uit hulle pad uit om bietjie fiks te bly en so. Nee, dis goed. Sê my Andrew, dis nou 2026. Watse hoogtepunte sien jy nou uit in terme van sport vir hierdie jaar? Ja, ek dink een van die eerste goeters wat sommer nou om die draai is, dis dan die T20 cricket wêreldbeker wat daar in Indië gehou word. Namibia wat daar in 'n groep sal wees saam met Indië en Pakistan
en ook saam met die FSA en Nederland. So ons span is reeds gekies, hulle het reeds vertrek. Hulle is eers so 'n stop gaan maak daar in Dubai. Hulle sal dan 2 opwarmwedstryde daar teen Afghanistan speel, wat ek dink sommer dadelik vir hulle goeie toets sal gee. Ja. En dan het hulle ook nog 'n wedstryd teen Italië. Ja, baie mense is dalk so 'n bietjie verbaas om te hoor Italië, maar Italië is een van die kwalifiseerders van Europa wat dan vir die eerste keer dink ek ook in die toernooi sal wees. So sal interessant wees om te sien hoe hulle vaar. En ja, dan het ons voor die toernooi begin, het ons ook nog opwarmwedstryde teen die FSA en ek het nou vergeet wie die ander span is. Ja, so maar as jy in laat Januarie, Februarie, vroeg Februarie, wat ons hoop ons span kan weer hulle merk maak daar in die groot geselskap. Ons sal duim vashou. En net vir interessantheidsonthaalwe, die sokker wêreldbeker is mos ook weer hierdie jaar, daar in Amerika. As jy nou 'n kaartjie gekry het verniet, sou jy gaan? Ja, mense kan seker gaan. Jy vat my jou kanse seker dat alles wat daar aan die gang is. Maar ja, mense sal seker definitief. Ja, dis nie seker iets om wat mense sal wil misloop nie. Ja, en daai kaartjies is nie verniet nie. Dit kos 'n paar pond. Maar op daai noot, baie dankie Andrew dat jy sport met ons kom gedeel het. En baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het. Ons is nou weer terug, so bly by ons en baie dankie. Alles wat ontstaan. Life is unpredictable, and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Alles wat ontstaan. Ja nee, daar is dit en daar het julle dit. Ons eerste kletskompas in ons nuwe tyd geleef 8uur op NTV op DStv agter die rug. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Dis 'n vol jaar wat voor lê 2026, so ek is vol vertroue dat julle gereeld by ons sal aansluit en alle sterkte, alle voorspoed. Totsiens, tot later en klets lekker. Bye bye.